Goeiemôre. Jy luister na oordenking 140 in die reeks Kopskuif. En die tema vanoggend is trots. Ons praat steeds oor die groot 10 van emosies. Die 10 emosies wat navorsers oor geestesgesondheid sê, die grootste impak op ons geestelike en liggaamlike gesondheid het. Kan jy die 10 emosies onthou? Liefde, vreugde, dankbaarheid, kalmte, ons kan ook sê rus en vrede, belangstelling, hoop, trots, verwondering, inspirasie en vermaak of om pret te ervaar. Wat interessant is dat ek hier en daar 'n gesprek met iemand gehad het in die afgelope dae wat die vraag vra, maar is trots dan nie verkeerd nie? Dit laat my terugdink aan 'n ervaring wat ek lank gelede in Oostenryk gehad het. Ek en 'n vriend het 'n tyd lank daar as uitruilstudente studeer. Een aand, terwyl ons saam met ander studente in die koshuis kuier, het ek en my vriend opgemerk hoe ons land mis. Ek het met my vuis so op my hart gedruk en gesê, my land, my trots. 'n Skielike stilte het oor die vertrek neergedaal en hulle het met ontsteltenis gereageer. Nee, dit kan tog nie. Ons het ewe verbaas teruggevra, maar waarom nie? Waarom kan ons nie trots wees op ons land nie? Jy sien, trots oor jou land het hulle teruggeneem na die dae van Hitler se regime, waar hulle oor en oor vertel is hoe trots hulle as Duitse nasie moet wees, hoe meerderwaardig hulle is as ras en nasie oor ander. Maar dit is nie trots nie. Dit is hoogmoed. Dit is selfverheffing en arrogansie. Die trots waarna Barbara Fredrickson en haar span verwys, is 'n gevoel van tevredenheid en selfrespek, 'n gevoel van waardering vir wat kosbaar en mooi en goed is. Jy kan trots wees op jou werk. Jy kan trots wees op 'n werkstuk, 'n afgehandelde projek. Vir my en my vriend het trots op ons land beteken dat ons die belange van die land op ons hart dra, dat ons 'n waardering het vir die pragtige natuur wat God vir ons hier gegee het, en dat ons 'n waardering het vir die mooi mense wat hier in ons land is. Natuurlik kan trots verkeerd wees, soos destyds met die Duitsers en die Oostenrykers, en kan jy byvoeg, sekerlik elke volk en nasie op aarde kan verval in so trots en selfversekerdheid. Interessant, as mens 'n woordsoektog in die Ou Testament doen, sien jy dat trots oorwegend negatief beskou word. Ons lees van trots as hoogmoed, vermetelheid, hoogvaardigheid en grootpratery, soos in Jesaja 16 vers 6. En ek dink baie mense het juis 'n veroordelende ervaring van die woord trots vanuit die Ou Testament se veroordeling. Maar kyk na die konteks waarin trots daar gebruik word. Die trots waarvan daar afwysend oor gepraat word, is nasies wat staat maak op hulle eie politieke en militêre mag, wat hulle rug op die Here gedraai het en sê, ek het nie die Here nodig nie, kyk ons magtige weermag, kyk ons militêre en politieke mag, kyk die pragt en praal van ons konings, die paleise wat ons bou, kyk die toring van Babel, ons sal God onttroon. Ons sal staat maak op die afgode wat ons met ons eie geld en goud gebou het. Die psalmdigter veroordeel hierdie soort trots in Psalm 73 vers 6. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In Jesaja 22 vers 24 vind ons 'n aangrypende beeld, naamlik dat die trots aan hulle hang soos kombuisgereedskap aan 'n spyker. Al is die spyker hoe goed ingeslaan, sal dit meegee, afbreek en val, en alles wat daaraan gehang het, sal vernietig word. Dit is so 'n mooi beeld, wat sê, jong, 'n spyker kan in die muur ingeslaan word, maar uiteindelik
as die vrag al swaarder en swaarder word, sal die spyker net breek en val. En so is hoogmoed en trots, wat al hoe swaarder en swaarder word, maar dis gebou op wankelbare menslike instellings. Ons vind ook 'n positiewe waardering in die Ou Testament vir die woord trots, soos in Spreuke 17 vers 6. Kleinkinders is vir ou mense 'n trots, vaders vir hulle seuns 'n sieraad. In die Nuwe Testament vind ons weer die woord trots oorwegend positief. In Romeine 11 en Romeine 15 skryf Paulus onderskeidelik: As apostel vir die heidene nasies is ek trots op my werk. En in Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. Dit stel dit mos in 'n ander perspektief. Paulus verwys na trots selfs in die konteks van Jesus se wederkoms in 2 Korintiërs 1 vers 12. Daar is een ding waarop ons trots is. Ons gewete verseker ons dat ons oor die algemeen en teenoor julle in die besonder opgetree het met die openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Daarin is ons nie deur die wysheid van mense gelei nie, maar deur die genade van God. Sien, daar word elke keer na trots verwys in die konteks van die waardering wat ons het teenoor God wat aan ons bepaalde genadegawes skenk, die vermoë om te kan werk, en die vreugde daarvan dat daar 'n uitkoms is op ons arbeid. Dis 'n trots wat aan God die eer gee, en nie opeindig in selfverheffing nie. Paulus kwalifiseer die trots waarvan hy praat in 2 Korintiërs 5 vers 12 op die volgende wyse. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. In Galasiërs 6 vers 4 maak Paulus 'n verdere saak duidelik wat trots betref. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy trots wees daarop, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Dit is baie waar. Daar is nog baie ander aanhalings van trots in die Nuwe Testament en spesifiek van Paulus. Ek vertrou dat hierdie verduideliking die saak van trots mooi uitklaar, sodat ons nie tussen die twee uiterstes verdwaal van hoogmoed aan die een kant en selfaftakeling aan die ander kant nie. Om jouself af te breek en nie 'n waardering te hê vir die gawes wat God vir jou gegee het en dat God die werk van jou hande seën nie. Dis nie nederigheid nie. Dis selfaftakeling. En dan vergeet 'n mens om vreugdevol en dankbaar te wees vir dit wat God vir jou gegee het en wie God jou gemaak het om te wees. Trots is 'n opregte waardering vir dit wat in die aangesig van God reg en goed verloop. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons wil ons trots in U bly vind. In die konteks van U gawes en U goedheid, help ons om tevrede te wees, om dankbaar te wees, en om die lewe te vier, wanneer dit goed en reg en mooi verloop. Here, dit is 'n gawe uit U hand, en ons waardeer dit uit die diepte van ons harte. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.